ons die geleentheid om rustig te raak en tyd te neem om te reflekteer oor die betekenis van Jesus se menswording. Ons dink vandag na oor die volgende teks. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om hul dit te kom bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Matteus 2 vers 1 tot 3. Herodes die Grote was bekend as 'n koning wat mag en beheer ten alle koste nagejaag het. Sy regering was gekenmerk deur pragt, maar ook deur paranoia en vrees. Die bouprojekte waarvoor hy bekend was, het sy koninklike aansien verhef, maar agter die skerms was sy magshonger gewortel in diep onsekerheid. Het dieselfde vrees en drang na beheer het 'n rol gespeel toe hy die nuus hoor van die geboorte van Jesus. 'n Koning wat nie wou heers soos Herodes nie. Toe die wyse manne in Jerusalem aankom en vra: "Waar is die pasgebore koning van die Jode?" was Herodes onmiddellik bedreig. Die moontlikheid van 'n ander koning het sy beheersig aan die brand gesteek. In plaas daarvan om Jesus as die beloofde Messias te erken, sien Herodes hom as 'n bedreiging vir sy troon. Sy besluit om daarna wreed op te tree, onderstreep hierdie versigtinge en dat daar geen limiete was in hoe hy sy mag en beheer sou beskerm nie. In skerp kontras met Herodes het Jesus 'n ander pad gevolg. Hy was die seun van God, maar het nie gekom om aardse troepe te lei of politieke heerskappy af te dwing nie. In plaas daarvan het hy gekom as 'n nederige baba in 'n stal. En hoe ironies is dit dat hierdie nederige baba in 'n stal hierdie kragtige koning so bedreig. Jesus is 'n simbool van afhanklikheid en vertroue op die Vader. Jesus het nie vasgehou aan die soort mag wat Herodes gedryf het nie. As Herodes bereid was om te luister, kon hy ontdek het dat Jesus nie sy mag bedreig het nie, maar eerder 'n koninkryk van vrede en geregtigheid en liefde wou bring. Jesus se uitnodiging is nooit geforseer nie. Dit was 'n sagte, maar 'n transformerende oproep tot 'n lewe waar liefde en diens in die plek van selfgesentreerde beheer kom. Hierdie is 'n uitnodiging wat na Herodes toe gekom het. Herodes het 'n ander opsie gehad as om vas te klou aan beheer en aan mag. As ons eerlik is, kan ons erken dat ons selfs soms die neiging wat in Herodes was in ons harte vind. Dit mag dalk nie so ekstreem lyk dat ons ander se lewe direk bedreig om ons posisies te beskerm nie. Maar dit mag wees dat ek en jy ons eie vorm van 'n koninkryk probeer aan die gang hou. 'n Area in ons lewe wat ons sê geld. 'n Area waarvoor ons fyn beheer wil behou. Dalk perfeksionistiese heerskappy. Die aankondiging van die wyse manne kom versteur ons net soos wat dit Herodes kom versteur het. Jesus het gekom om die heerser te wees. Die wêreld vier sukses, selfvoldaanheid, selfvoorsiening. Niks van hierdie dinge is sleg nie, behalwe as jy daarom dink dat jy nie God nodig het nie. Om te heers, om die shots te call, kan verblindend wees. Dit kan verslawend wees. Dit kan maak dat ons God se stem ignoreer
omdat dit soms teen ons eie planne of prioriteite ingaan. Hoe dikwels mis ons nie die geleentheid om die goeie nuus van Jesus werklik te beleef, omdat ons nie te besig is met ons eie koninkryk. Ons bou ons eie koninkryk. Wanneer ons nie bereid is om ons eie planne en mag te onderwerp aan God nie, sluit ons onsself uit van die volheid van Jesus se heerskappy in ons lewens. Kersfees herinner ons aan die wonder van God se geskenk aan die wêreld. Jesus Christus. Dit is ook 'n tyd vir refleksie en selfondersoek. Soos Herodes staan ons almal soms voor die keuse om of aan ons eie beheer vas te klou of ons planne aan God oor te gee. Die uitnodiging van Kersfees is om te vra: wat as ek hierdie jaar my mag en my beheer aan God oorlaat? Wat as ek sy leiding vertrou, selfs wanneer dit my eie planne ontwrig? Kom ons neem hierdie geleentheid om ons planne en ons beheer oor te gee aan Jesus. Ag Here, ons is dikwels so gefokus op ons eie koninkryke, dat ons nie hoor dat U het gekom om te heers en vrede te bring vir alle dele van ons wêreld nie. Here, ons gee al ons planne en ons maak dit ondergeskik aan U, ons koning Jesus. Amen.